Goeiemôre gemeente. Baie welkom ook by ons erediens vanoggend. As hy, kom ons kyk gou as die klank reg, kan almal hoor? Is hy reg? Die daar onder die galery, ek weet daar maak hy gewoonlik 'n dooie kol. Goed. Dankie Madri. Kom ons kyk gou na enkele afkondigings voordat ons verder gaan. Die deel wat ons die graagste onder julle aandag wil bring is die 13de September. Wil ons graag 'n kinderdiens hou, maar dit is 'n kinderdankofferdiens. Ek moet daaraan dink, help my asseblief onthou dat ons die koevertjies moet uitgedeel word, die kinderdankofferkoeverte asseblief. Is dit dalk in die kantoor? Oké, ek sal nou gaan kyk in die kantoor hoe daar is. Oké. Maar let op, ons dan kinderdankofferkoeverte sal op die laaste volgende week by die deure beskikbaar wees. Ons gaan die kinders nooi, ons gaan vir hulle altaar voorsit, so ons graag 'n dankofferdiens, ook vir die kinders hou, en ons gaan daarmee saam 'n kinderdiens wat ons gaan aanbied, en ek dink dit gaan 'n baie spesiale en 'n baie mooi geleentheid wees. So ons asseblief al die maatjies nooi, die gedagte van die koevertjie is jy gaan kry hom, en dan al die geld wat pappa en mamma laat rond lê, in die banke by die TV's, in die kar, in hulle beursies vir al geld, nee, daai spesifieke geld sit hulle in die koevertjie. Praat ek reg of praat ek verkeerd? Ok, ouers vergeef my humor, en ek wil die kinders stout leer nie, maar my kinders doen dit al reeds, so dis alright. Maar asseblief, ek wil beroep doen, ouers, bring die kinders, oupas en oumas, bring die kinders, ons gaan saam kuier, ons gaan almal saam 'n bietjie jonk wees, en ek dink dit gaan regtig 'n baie mooi geleentheid wees. So die 13de September wil ons asseblief uitlig kinderdiens. Dan die 6de September, moet ons asseblief in gedagte hou, die 6de September het ons nagmaal. So ek wil net dit ook graag onder julle aandag bring. Met afloop van die nagmaal het ons ringsitting in Molteno, en ons wil ook graag vra dat julle asseblief vir ons dan nou daarvoor ook voorbereiding sal doen. Oom Stompie Lourens vergesel my na die ringsitting toe. Dan het ons lidmaatskap ontvang, dit is vir ons 'n eer en 'n voorreg om te verwelkom ook in ons midde Tinus en Andanet Koetser en hulle twee seuns wat by ons aansluit vanuit Molteno, en dan ook Butch en Martha Ferreira wat vanuit Venterstad by ons aansluit. Ons bid vir julle die Here se rykste warmte en liefde toe, en dat julle deel sal word ook van ons gesin in Christus hier. Dan by ons voorbereidingslys, oom Christo Roberts se naam kom die week by, en ons wil vra dat ons asseblief deurgaan, sal moeite maak om saam met mekaar en ook vir mekaar te bid. Daar is baie mense wat ek weet, hulle wil nie graag hulle name hier op hê nie. Ek sou byvoorbeeld dink, ons het paartjies wat trou deur die loop van die jaar, wat besig is met huwelikskategese. Dink dit is iets wat ons as gemeente kan voorbereiding doen, is jong getroudes. Ons het ouers wat onlangs ouers geword het, en ouers wat op pad is om ouers te word. So kom ons bid dat die Here vir ons in terme van ons ouerskap en grootouerskap sal dra, in terme van ons geestelike getuienis teenoor mekaar, wat ons ook vanoggend oor gaan gesels. Maar kom ons bid vir mekaar. Iets wat mees onlangs onder my aandag gebring is 'n boer wat vir my gesê het, daar is kommer in sy hart oor die, ek weet onthou, is dit El Nino nie, hierdie taal ken ek nie, maar die natuurverskynsel wat 'n moontlike droogte tot gevolg kan hê. Dis iets wat ek in my stadsjapie agtergrond nie veel van weet nie. Maar julle boere ken mekaar se harte, julle weet hoe julle afhanklik is van die weer. So bid ook vir mekaar in hierdie opsig. So julle wat van hier is, weet wat die uitdagings van hier is. So kom ons neem 'n oomblik, ons dra mekaar op aan die Here. Ons ken mekaar se kultuur, so kom ons bid vir mekaar in terme van mekaar se kultuur. Ons ken mekaar se basiese behoeftes, en so voorts. En dan het ons ook ons mense op ons voorbereidingslys wat met siektes of enige van die aardse dinge te maak het. Maar kom ons neem 'n oomblik om die liefde wat God aan ons bewys het, ook aan mekaar te bewys wanneer ons saam bid vir mekaar. Kom ons word stil. Ons Here en ons God, Here, U liefde oorweldig ons.
U liefde trek ons nader, U liefde trek ons in, en Vader, te midde van al die gedruis en geraas rondom ons, kan ons nie anders as om te erken, by U is daar vir ons vrede nie. Here, ons gebed is dat ons ook nou in U vrede veilig sal rus. Vader, as ons so in die rustigheid sit, dan gaan ons harte en ons gedagtes instinktief uit na diegene wat ons liefhet, wat miskien 'n bietjie minder van hierdie vrede op die oomblik ervaar. Here, ons dink aan mense wat siekte toestand deurgaan, en ons dink vanoggend in die besonder aan Christo en sy uitgebreide familie, waar hulle met mekaar deel in kommer, in onsekerheid, maar Here, waar hulle ook deel daarin dat hulle getuig van U teenwoordigheid met hulle. Here, ons wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak en ons wil saam met mekaar en vir mekaar bid. Ons roep U aan as die geneesheer bo alle geneeshere, en ons bid, Here, dat U hand van genesing sal uitgereik word en dat U gesondheid by ons sal bring. Ons aanbid U as ons Vader, Here, en ons bid dat U kindskap en gehoorsaamheid by ons sal bring. Ons aanbid U as redder en saligmaker, en ons bid, Here, dat U beeld in ons gestalte sal kry. In alles bid ons, Here, dat U wil geskied, dat U koninkryk kom, en dat U naam geheilig word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar is op 'n stadium skimpe gegooi dat ons 'n oomblik van stilte sal bied vir die springbokke, maar ek dink nie vanoggend gaan ons dit doen nie. Kom ons word stil voor Here. Here, ons God, ons oë is miskien gerig na die berge. Ons gedagtes wonder miskien waar ons hulp vandaan kom. Maar in ons harte is die refrein, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Here, U is die God van vrede. U is die God van liefde. U is die God van versoening. En U is in hierdie oomblik die God van ontmoeting. Mag ons daarom 'n ontmoeting met U hê, en mag hierdie ontmoeting ons in beweging bring vorentoe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, die Here God self groet jou. Hy bring vir jou vanoggend genade. Genade wat sê, jy is genoeg. Genade wat sê, jy is vergewe. Hy bring vir jou barmhartigheid. Barmhartigheid wat sê, jy is welkom. Jy mag toegang neem. Hy bring vir jou liefde. Liefde wat sê, jy is myne, ek is joune, ons is mekaar se. God bring vir jou verhouding. Jesus is hier. Jesus is Heer. Rus in hom. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet as ons saam sing uit lied 146. Ons sing daarvan die eerste tot en met die 3de vers.
Ek wil gou hoor, is hier maatjies vanoggend hier wat laasweek by die maatjie kerk was? Daar's 1, daar's 2, daar's 3. Okay, so hier's 'n paar, daar's 4, right. Kan julle onthou waaroor het julle gepraat by die maatjie kerk? Vra ek moeilike vrae vanoggend, sussie? Sê weer? Die goue toring. Okay, die toring. Okay. Boetie, kom sit. Okay, so daar was 'n toring. As ek nie mis het, het hulle hom genoem die toring van Babel. Julle sal nou uitvind hoekom ek sê die toring van Babel en nie die toring van Babel nie. Goed. Nou kom ons kyk gou of ons die mammas en pappas op hoogte kan bring van wat daar gebeur het, nê? So wanneer Jesus die mens maak die eerste keer, dan sê hy vir die mense, julle moet baie word, so baie dat julle versprei, nê? Ons moet versprei. Dit is God se opdrag aan ons. En so kom die mense toe op 'n stadium by mekaar en hulle sê nee, wag. Kom ons kom by mekaar. Nadat Jesus vir hulle gesê het, julle moet versprei. So hulle kom by mekaar en toe hulle by mekaar kom, toe sê hulle kom ons maak vir ons 'n plek om by mekaar te kom. En die plek waar hulle toe kies om by mekaar te kom, se naam is Babel. Nee, dit is die plek se naam. So kom hulle by mekaar en hulle begin 'n toring bou. Wie van julle kan onthou hoekom het hulle die toring gebou? Hulle het gesê kom ons bou 'n toring sodat ons iewers kan wees. Kan julle nie onthou nie? In die hemel, né? Hulle sê hulle wil wees waar God is. So hulle bou 'n toring. Hier begin hulle. Een baksteen, nog 'n baksteen, bietjie dagga tussenin, nog 'n baksteen, en so gaan hulle aan. En hulle bou hierdie toring, en die toring gaan hoog. En op 'n stadium sê Jesus, wag, kom ek gaan 'n bietjie af om gaan kyk waarmee hulle besig is, né? Jesus sit en lag vir hulle, want hulle dink hulle bou die toring hoog, en Jesus sê nee, ek moet afgaan om te gaan kyk waarmee hulle besig is. En so sien Jesus, hulle is besig, hulle bou 'n toring. Baksteentjie, sement. Hulle werk hom nie eers mooi af nie. En Jesus sê, ek gaan iets doen om hulle te keer dat hulle nie verder kan bou nie. Wat het Jesus gedoen? Nie almal gelyk nie. Wat het gebeur sodat hulle nie verder kon bou in die toring nie? Hulle het verskillende tale gepraat, nê? Verskillende tale. So hier's die een, ek soek 'n steen, en die ander een sê, what, you want a cup of tea? Hulle kan mekaar nie verstaan nie. Die Engelse mense praat van 'n bicycle en die Afrikaanse mense sê, ja, ons is moeg vir die baie gesukkel. En so gaan dit aan en dit is deur mekaar en hulle kan glad nie met mekaar enigstens iets verstaan nie. En wat gebeur toe? Toe gaan die verskillende mense in verskillende rigtings. En daar is die mense toe verskillend. Nou later van tyd is daar 'n oom met die naam Paulus en hy is baie lief vir Jesus en hy skryf briewe. En hy begin met Jesus gesels en Jesus vertel vir Paulus dat ons wanneer ons Christene is ons soos 'n liggaam. Ons is verskillend van mekaar, maar ons is ook by mekaar. So party van ons praat Engels, party van ons praat Afrikaans, party van ons as ons tone seermaak, praat Afrifraans. En so kan ons aangaan. Maar wanneer Jesus by die toring van Babel die mense verskillend maak, het hy toe al 'n rede gehad hoekom ons verskillend van mekaar is. Want 'n liggaam het hande nodig. Nou kom ons dink gou, as jy jou toon stamp, gebruik jy jou tone om jou tone te help? Nee, jy kan nie. Die tone kan nie die tone gesond maak nie, dis hoekom ons vingers het. Die hande en die vingers moet by mekaar kom. Nou vir julle idee te gee hoe belangrik dit is, dat 'n lyf verskillende dele het. My voete vat vir my na kerk, tot by my huis. Dan begin my neus aktiveer, want dan ruik ek die kos. En die oomblik as ek die kos ruik, dan begin my maag sulke snaakse draaie maak, wat snaakse toutjies trek in my voete. En in my arms, dan begin my arm swaai en my bene beweeg, en dan hardloop ek kom bys toe. As ek daar kom, dan maak my kakebene al klaar so van self.
omdat my maag ook nou met my mond begin praat. Maar dan praat ek met my hande en sê, wag, die kos moet by my mond kom. So ek het my hande nodig, ek het my voete nodig, ek het my neus nodig. In daai oomblik praat my maag ook met my ore, want Tannie Kriska sê vir my, los, die kos is nog nie gaar nie, en my maag sê vir my ore, moenie vir haar luister nie, jy's honger. En so kom alles by mekaar. En net soos wat ons liggaam verskillende dinge het, wat verskillende dinge doen, sodat die liggaam sy beste lewe kan leef. Net so is ons as mense verskillend van mekaar. Nie almal van ons speel ewe goed rugby nie, nie almal van ons speel ewe goed hokkie nie, nie almal van ons is ewe gemaklik om te praat voor iemand nie. Maar elkeen van ons het iets wat God vir ons gegee het, waarmee ons goed is, sodat ons dit kan doen om vir iemand anders te help. Miskien is daar een van ons wat baie mooi kan sing. En ons kan mooi sing sodat iemand wat mooi kan luister, daarna kan luister. En so is ons deur Jesus van die begin af gemaak om nie almal dieselfde te wees. Die toring van Babel is eintlik nie 'n straf nie. Die toring van Babel is 'n storie wat vir ons sê, Jesus help ons om te doen wat hy wil hê ons moet doen. So as ons weer die toring van Babel lees, dan moet ons vra, wat wil Jesus sê moet ons hieruit leer? Die eerste lesie wat ons moet leer is, Jesus maak ons verskillend van mekaar. Die tweede lesie is, Jesus wil hê ons moet verskillend van mekaar wees. En as ons die Nuwe Testament bylees, dan sien ons, Jesus wil hê ons moet verskillend van mekaar wees, sodat ons mekaar kan help. Gaan ons dit so onthou? Ons is verskillend van mekaar, omdat Jesus ons so maak, want hy wil hê ons moet mekaar help. Reg? Okay. Nou laaste vraagie, hoekom het hulle dit die toring van Babel genoem? Want toe almal se tale so de mekaar is, kon niemand met mekaar praat en hulle het gebabbel dat dit wit sit, né? So die toring van Babel het verander in die toring van Babbel. Dit kan julle vir pappa en mamma gaan vertel as 'n grappie by die huis, né? Dat hoekom is dit nie meer die toring van Babel nie? Want die mense het te veel gebabbel. Okay, so daar's weer tot 'n grappie wat julle kan huis toe vat. Kom ons maak koggies toe. Liewe Jesus, baie dankie dat ons vanoggend weer kan hoor. U het vir elkeen van ons, vir elke maatjie, het u 'n eie unieke talent, 'n manier van wees, 'n persoonlikheid gegee. Partykeer voel dit vir ons vreemd, Jesus, dat ons anders is, want ons wil graag pas. Maar ons is nie altyd veronderstel om in te pas nie. Maar Jesus, as al die stukkies van ons legkaart dieselfde lyk, dan kan ons nie 'n prentjie daarmee maak nie. En u maak ons verskillend sodat ons in u prentjie kan inkom. Ons gebed is, Jesus, dat u vir ons sal leer hoe om mekaar se prentjies in te kleur, hoe om hierdie legkaart te bou, sodat u prentjie vir die wêreld sigbaar kan wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Okay, maatjies, Tannie Kriska gaan julle vanoggend weer vat vir maatjie kerk. So die wat wil saamgaan, julle kan vorentoe kom. Kom Boetie. Dis ek, ekskuus. Goed, oom Rolf, hierdie padda wil nie loop nie. Dis hy. Ekskuus tog. Goed julle, ons skriflesing vir oggend gaan ons voortsit uit Eksodus 20 en ons gaan in aansluiting daarbey gaan ons ook lees uit Matteus 6 vers 9 tot en met vers 13. Ekskuus tog.
Ekskuus. Goed, as ons die woord van die Here so voor ons oop het, kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Here God, ons besef vanoggend hoe bevoorreg ons is dat ons vrye toegang het tot u woord. En Here, as ons dink aan die woord, dan bely ons u woord as u primêre openbaring aan ons. En ons vier fees daaroor dat u soveel moeite maak om met ons te gesels. Dankie Here, dat u soveel bemoeienis ook met ons het. Vader, wanneer ons onsself tot die woord wend, dan is dit om u al meer te leer ken, om al meer in die regte verhouding met u te kom. En dit is nie 'n maklike taak nie. Here, dit geskied alleenlik onder u genade. Daarom is ons gebed, Vader, dat u genade met ons sal wees, dat u genade ons sal rig en lei en ook onderrig, sodat ons werklik 'n ontmoeting met u sal hê. Ons bid soos u vir Samuel geleer het. Spreek Heer, u kinders luister. Amen. Goed, ons begin by Eksodus hoofstuk 20. Ons lees saam vanaf vers 1, ook op ons toer, ons reis in en deur dan ook die 10 gebooie op die oomblik. Okay. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Eerste gebod. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Ons lees eers net tot sover. Okay, so die 3de gebod wat dan vanoggend bykom, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. En dan blaai ons van hier af na Matteus hoofstuk 6 toe. Baie bekende gedeelte in die Bybel, die Onse Vader gebed, en ons lees vanaf vers 9. So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. So sou ons dan nou dink aan die 10 gebooie, en ons het nou al redelik bewus geraak daarvan dat die gebooie ook vir ons help met 'n manier van leef, dan sluit dit nogal vir ons baie diep en baie nou aan by die gebed van die Onse Vader, wat 'n gebed is om my lewe saam met Christus, in Christus, voor Christus. So kan ons aangaan. So die gebed van die Onse Vader is 'n gebed met betrekking tot my lewe, en die gebooie is riglyne vir hierdie selfde lewe. Het ons tot hier is ons met mekaar. Goed. Nou, sou ons gaan kyk na die 3de gebod. Met eerste oogopslag lyk die 3de gebod baie eenvoudig. En die eenvoudige verstaan van die 3de gebod is hoegenaamd nie verkeerd nie. Want dit is 'n baie groot deel van hoe ons die 3de gebod behoort te verstaan en te interpreteer. Ons lees dit: jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Die ou vertaling sê jy mag nie die naam van die Here jou God ydelik in gebruik neem nie. En dit klink vir ons dan asof ons hier te make het met woordeskat. En is fantasties.
Dis fantasties om tot op hierdie punt te kom, ons het te maak met woordeskat. Dit gaan daaroor dat ek nie God se naam as 'n vloekwoord mag gebruik nie, dat ek nie God se naam as 'n kragwoord mag gebruik nie. So tot op hierdie punt is dit baie eenvoudig, en dis 'n oorweldigende teenwoordigheid in ons dag, dat dit so is, dat die naam van God ydelik en liekraak en lig geraak aangewend word. As ons net gaan kyk in ons moderne lewe, gaan kyk enige film, God se naam word as vloekwoorde, as kragwoorde, as uitdrukking van moedeloosheid word dit gebruik. Ouens, hoe is dit dat ons verlief neem daarmee, dat die naam wat gemaak is, die naam wat gegee is om vir ons hoop te gee, deesdae 'n aanvaarbare uitdrukking van mismoedigheid en moedeloosheid is? Hoe aanvaar ons dat die naam wat vir ons hoop gee, wat vir ons bemoediging gee, deesdae gebruik word tot afkraking en tot afbreking en tot die doodspreek? Hoe is dit dat ons so maklik net verlief daarmee neem? Ek weet dit is moeilik, want ek moet eerlik wees, as ek elke storie waar God se naam uitelik gebruik word, gaan moet afsit, dan gaan ek redelik beperk wees tot Peppa Pig. Dit is min of meer al wat ek nog kan kyk. So, ek het begrip. Ek sit in dieselfde moeilikheid. Maar ons neem verlief daarmee. En met eerste oogopslag sê ons right, God se naam mag nie gebruik word tot 'n kragwoord, 'n vloekwoord of 'n doodspreekwoord nie. Dit mag nie gebruik word tot 'n uitdrukking van mismoedigheid of onvergenoegdheid nie. Dit is reg. Dis 100% reg. Sou ons verder gaan dink in terme van woord. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, en ons dink in terme van woord. Dan kan ons verder teruggaan in die geskiedenis. Wie van julle ken die geskiedenis van die kruistogte? Het julle al gehoor van die kruistogte? Die Engelse woord is crusades. Het enige iemand al daarvan gehoor? Julle lyk 'n bietjie verward. Het julle al gehoor van Knights Templar? Het julle al gehoor van Spanish Inquisition? Dis nou alles Engelse uitdrukkings. Dit is goed wat in die kruistogte plaasgevind het. Nou, die kruistogte was 'n geweldige wrede tyd. Ons bevind onsself min of meer in die 11de eeu wanneer die eerste een plaasvind, en dit is deel van die rede hoekom hulle gepraat het van die donker eeue, omdat dit geestelik donker was. Stil. Okay. So, die kruistogte het gegaan dat die Rooms-Katolieke Kerk dit baie ernstig opgeneem het, dat die Christendom versprei moet word en dat elke knie moet buig en elke tong moet bely, Jesus is Heer. Hulle het dit baie ernstig opgeneem. Hoe hulle te werk gegaan het daarmee, was egter nie om sendelinge die wêreld in te stuur nie, maar om soldate, daar kom die woord nou. Om soldate in te stuur, en hulle hele benadering tot die sendingveld was draai of braai. As jy nie die Christendom aanvaar het nie, het hulle jou se muur doodgemaak. En die Katolieke Kerk het, ekskuus die uitdrukking, siekslaf op hulle Moses gekry. Hulle het die stryd verloor. Daar was 5 kruistogte en nie een van hulle was suksesvol nie. Die Rooms-Katolieke Kerk het op hulle herrie gekry. En ek persoonlik glo dat die rede hoekom hulle op hulle herrie gekry het, is omdat hulle God se naam goedkoop gemaak het. Hulle hele beginsel, hulle hele vertrekpunt, het nie gestaan vir dit waarvoor die naam van God staan nie. Kom ons dink gou aan name van God. Die heel eerste een wat by jou sal opkom as jy dink aan name van God. God is, vul in hier, liefde. Dis die heel eerste een wat by enige iemand sal opkom. God is liefde. Wat se liefde word oorgedra as ek met 'n swaard in jou keel staan en sê aanvaar God of ek sny jou keel af? Daar is niks liefde daarin nie. Hulle het God se naam goedkoop gemaak. God is genade.
Genade beteken vergifnis, genade beteken verdraagsaamheid. Watter verdraagsaamheid of vergewensgesindheid is daar in 'n draai of braai benadering tot sending? Met ander woorde, die kruistogte, as ons eerlik gaan wees daaroor, het nie gegaan om die verspreiding van die naam van God nie, dit het gegaan om die inwin van mag vir die Katolieke Kerk. Want elke Christen destyds het hulle self onderwerp aan die regering van die Katolieke Kerk, want dit was toe die enigste georganiseerde kerk. So, as ons in terme van woord dink, dan moet ons ook dink in terme van dit waarvoor die naam van God staan. En as ek sê, ek staan vir die naam van God, dan moet dit sigbaar wees, dan moet dit weerspieël word. Want om te sê ek staan vir die naam van God, maar om dit te weerspreek in my doen en late, is ook om die naam van God uitelik in gebruik te neem. Dit is 'n misbruik van die naam van God. En dit sit my aan die dink. So, soos julle sien, die tema woord vir vandag is onvergeeflik. Kom ek gaan 'n bietjie my preek agterste forum gooi vir oggend. Is daar 'n sonde wat onvergeeflik is? Wie sê ja? Hier's 'n paar. Okay. So daar is dan, meerderheid aanvaar so, 'n sonde wat onvergeeflik is. Wat is die sonde? Die Bybel sê, die een sonde wat onvergeeflik is die sonde teen die Heilige Gees. Hebreërs 10, ouens, moet my nou nie quoteer op dit, ek weet dit staan in Hebreërs 10, ek vermoed dit is vers 26, sê dat die Here die opsetlike sonde nie vergewe nie. Nee, so sonde teen die Heilige Gees, opsetlike sonde. So sonde teen die Heilige Gees is 'n opsetlike sonde, want ek kies willens en wetens om teen die leiding van die Heilige Gees in te gaan. Ek kies doelbewus teen God. Dit is die onvergeeflike sonde. En as ek doelbewus kies teen God, dan het ek nou al iewers gesê, ek staan vir God, ek staan saam met God, ek staan in God, maar ek kies doelbewus teen God, so ek kies om myself buite God te sit. En met dit in gedagte lees ek die tweede deel van Eksodus 20 vers 7, wat sê, die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Nou trap ek klei. Want hier staan, die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Die Nuwe Testament sê vir ons, daar is slegs hierdie een onvergeeflike sonde, dis die sonde teen die Heilige Gees, dit is die doelbewuste kies teen God. Wanneer ek bid in die Onse Vader vir my lewe saam met God, in God, by God, dan bid ek, laat u naam geheilig word. Waar? In my lewe. Deur my lewe. Laat u naam geheilig word. Maar sou ek die derde gebod oortree, is dit 'n sonde wat nie ongestraf gelaat sal word nie. So wat beteken dit om die naam van die Here jou God nie te misbruik nie? Ekskuus tog, kom ek begin so. Elkeen van ons wat hier sit vanoggend, stel jouself bekend in terme van geloof as 'n Christen. Enige een wat nie saamstem nie. Okay, so elkeen van julle se belydenis soos julle hier sit vanoggend is, ek is Christen. Die betekenis daarvan is, ek neem die naam Christen, afgelei van Christus, die Griekse woord vir die Hebreëse woord Messias, ook bekend as seun van God, neem ek. Dit is my identiteit.
As ek sê ek is Christen, dan sê ek my identiteit is gegrond op en gewortel in die identiteit van die persoon van Jesus Christus. Is dit wat julle bely? Stem julle saam? Dis wat ons bely. Goed. Dit is jou belydenis dat jou hele menswees gegrond is en gewortel is op die persoon van Jesus Christus. Dit is fantasties, want wat is jou skepingsdoel? Genesis 1 van vers 27 af. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons beeld, as ons verteenwoordiger. Beeld en verteenwoordiger. Ek moet God sigbaar stel. En die oomblik wat ek God moet sigbaar stel, is dit belangrik dat ek God moet ken om hom te kan sigbaar stel. En ons weet in die Bybel, 'n naam is nie net 'n naam nie. 'n Naam beskryf die identiteit van iemand. En julle sal onthou, as julle so bietjie terugdink, laas jaar toe ons gepraat het oor die wie van God, het ons gesê, God is Vader, en as Vader, gee hy ons 'n naam. So die dag toe God jou geskep het as sy beeld en as sy verteenwoordiger, het hy sy naam in groot vetgedrukte hoofletters oor jou hele menswees geskryf. So wanneer ek hier staan God se naam oor my geskryf, en ek het die opdrag volgens die 3de gebod om hierdie naam gestand te doen. So sou ek toelaat dat daar afleidings is wat my wegtrek van my naam, my God gegewe naam, dan is ek besig om die naam wat my gegee is, die naam waarvoor ek staan, die naam wat ek verteenwoordig, te misbruik. Hoe kan ek sê, ek is kind van God, sy naam staan oor my geskryf, as drank my basis, as taalgebruik my basis, as eersug, selfsug, finansiële welstand my baas is. Is nie verkeerd om iets te drink nie, mense. Ek self is skuldig daaraan, maar hy moet nie jou baas wees nie. Is nie verkeerd om jou meer te verloor nie, maar jou meer moet nie jou baas word nie. Want wie se naam staan oor jou geskryf? Ja, my liggaam word menslik verteenwoordig met die naam Quentin Nel. Maar Quentin Nel se identiteit is geanker en gewortel en groei vanuit die identiteit van God. Dit is wat ek bely wanneer ek sê ek is 'n Christen. En nou moet ek myself afvra, wanneer mense na my kyk, wat sien hulle? As jy my lewe moet lees soos 'n boek, wat interpreteer jy? Want enige boek wat gelees word is seker ook vir interpretasie, en interpretasies gaan verskil. Nie almal gaan van jou hou nie, maak vrede daarmee. Maar wanneer jy jou lewe as 'n boek sien, is daar ten minste een iemand wat daardie boek lees en onmiddellik uit hoe die boek lees aflei, hierdie boek is geskryf deur God. Het net een iemand nodig vir wie jy daardie boek moet wees. God sal waarskynlik vir jou meer mense as dit gee. Maar wanneer God sê dat jy sy naam nie mag misbruik nie, dan sê hy vir jou, jy is 'n boek. My ander kinders lees hierdie boek. En wanneer hulle hom lees, moet hulle hieruit kan aflei, hierdie boek is geskryf deur God. Ek meen, jy gaan nie 'n Herman Charles Bosman boek aansien vir 'n Daleen Matthee boek nie. Hulle skryfstyle verskil te breed. En jy gaan nog minder 'n Daleen Matthee boek aansien vir 'n Oom Solly Osroeweg boek. En so kan ek aangaan. Die naam wat oor jou geskryf is die naam van God. En hoe jy lewe, gaan dit of bevestig of weerspreek. Die oomblik wat jou lewe weerspreek dat God se naam oor jou lewe geskryf is, maak jy misbruik van die naam.
Goed. Is almal van julle nou lekker bang en lekker dik negatief? Want dit is gelukkig nie die einde van ons saamwees vandag nie. Kom ons dink gou-gou. As jy die derde gebod reg wil verstaan en in sy volheid wil verstaan, moet jy hom saam met die eerste 2 gebooie lees. So kom ons begin waar ons begin het. Nee? Kom ons begin by die dag wat ons opgewonde geraak het. Die eerste gebod. Ek is die Here jou God wat jou uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Waaroor gaan hierdie gebod? Hierdie gebod sê, ek die Here jou God het 'n diepe, warme, vurige begeerte om met jou in 'n diepe, intieme, opregte verhouding te staan. Dit is 'n uitnodiging. Die eerste gebod is God wat na jou toe kom, jou 2 hande in syne vat, jou baie diep in jou oë kyk en dan sê hy wat God is vir jou, ek is joune, jy is myne, ons is. Help ge ons is mekaar sin. Nee? Huwelikstaal, verhoudingstaal. So die eerste gebod is God wat vir jou sê, jy mens hoort by my. Nie aan my nie, nee, jy behoort nie aan my nie, jy behoort by my. Dis nie 'n eienaar-slaaf verhouding nie, dit is 'n wederkerige verhouding, 'n liefdesverhouding. En in 'n liefdesverhouding is daar genade, verdraagsaamheid, wederkerigheid, respek, so kan ek aangaan. Dit is die eerste gebod. Die eerste gebod, vul jou hart met opwinding, want die eerste gebod sê vir jou, jy hoort by God. Die tweede gebod kom en sê, moenie vir jou 'n afbeelding maak nie. Die tweede gebod sê vir jou, waak teen enige iets wat jou aandag van hierdie verhouding sal aflei. Waak teen enige iets wat vir jou 'n valse beeld van hierdie verhouding sal gee, sodat jy nie valslik woede koester nie, sodat jy nie valslik glo jy word nie liefgehê nie. Waak teen dit wat inbraak op hierdie verhouding wil maak. Dit is die vermaaning. Maar daarmee saamkom die troos dat God vir jou sê, jy kan God ten volle, volledig, opreg en intiem ken. Ouens dink gou daaraan, jy kan God ken. Hy het dit binne jou vermoë gesit om hom te ken. Dis 'n groot voorreg. En as dit jou nie opgewonde maak, jy weet ek nie wat gaan nie. Want Jesus se woorde is, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk van die hemel beerwe nie. En hier kom die tweede gebod en sê vir my, Quentin, jy is nie een van daai mense nie. Want God het dit in jou vermoë gesit om hom eerlik en opreg te leer ken. God sê, ek dank U Vader van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het. U trap ek klei, want ek het 2 grade agter my naam. En tog kom God en hy sê, maar Quentin, jy ken my. En hoe weet ek God ken, of ek ken God? Hoe weet ek ken God? Want God ken my. Ouens, dink net die geweldige voorreg. Hoe weet ek ken God? Want ek weet God ken my. Nee, Johannes sê vir ons, ware liefde is nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat God vir ons het, want hy het ons eerste lief gehad. God het jou eerste geken, daarom kan jy hom ken. En dan kom die eerste gebod en die tweede gebod nie soos 'n stel reëls na jou toe nie, maar dit kom na jou toe as uitnodiging, dit kom na jou toe as vertroosting. En dan kom die derde gebod. Nou ouens, hy slaap nou, ekskuus. Germant is hier by my. Hy is my seun. Ek is trots daarop om te kan sê, hy is my seun. Ek is trots daarop om te kan sê, ek is sy pa. Ek is trots op die verhouding wat ek met hom het. Ek is trots op die verhouding wat ek met daai dame daar het. Die een wat weier dat ek swart koffie in haar huis drink. En ek is trots op daardie verhouding, want ons is mekaar se maatjies. Ek is trots op die verhouding wat ek met daai ene het, want sy is my kind se appra ouma. Ek is trots op die verhoudings wat ek het, en ek loop oral rond met al die verhoudings wat ek het, en ek spog daarmee. Want dit is vir my 'n riem onder die hart om te kan sê, ek is lief vir iemand en iemand is lief vir my. En dit is presies waaroor die derde gebod gaan. Wanneer ek die derde gebod hoor, moenie die naam van God misbruik nie, want sou jy hom misbruik, gaan jy die verhouding verloor. Dan hoor ek daarop, ek moet trots wees daarop, om te kan sê,
Ek is iemand wat deur God geken word. Dis wie ek is. Ek is Quinton Nel en God ken my. En God ken my deur en deur. En omdat hy my ken, of kom ek gaan dit eerder so stel, ten spyte daarvan dat hy my ken en deksels goed ken, kies hy nog steeds om my lief te hê. En ten spyte daarvan dat ek besef ek ken hom nie ten volle nie, is ek trots daarop dat ek op reis is, dat ek hom al meer leer ken. Hoor mooi, ek is op reis om hom al meer te leer ken. En ek getuig van hierdie reis. Ek is nog nie daar nie, ek is nog op pad. Dit is my belydenis. Ouens, wanneer ek sê ek is 'n Christen, dan sê ek God se naam staan oor my geskryf. Maar wanneer ek bely, ek is nog nie daar nie, ek is nog op pad. Besef ek my feilbaarheid, besef ek die belangrikste deel van God se persoon en dit is genade. Ja, God gaan die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Maar dit behoort nie een van julle bang te maak nie. Want julle het sopas gehoor in die eerste gebod dat God homself aan jou bekendstel. Julle het sopas gehoor in die tweede gebod dat jy God opreg en ten volle kan leer ken. En jy het sopas gehoor die derde gebod, dit is 'n reis. Jy is nog nie daar nie, jy is op pad. God begelei jou, vind troos daarin. Die Here is my herder, ek kom, wat nou weer kort? Niks nie. Hoe kan ek niks kort kom in hierdie opsig nie? Daar is net een manier hoe ek niks kan kort kom in hierdie opsig nie en dit is genade. God se liefde. Die eerste 3 gebooie is God wat 'n Cessna vliegtuigie laat vlieg hier oor die kerk met so 'n lang banier agteraan. Onthou, ek is lief vir jou. Dis wat die eerste 3 gebooie sê. Dit is 'n besonderse, intieme manier om te sê, ek is lief vir jou. Hoekom sukkel ons om dit te hoor? Want ons hoor wet van God en ons dink wette sê vir jou, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Dit is die mensetaal wat dit so skryf. Maar dink gou daaraan. As God vir jou sê, jy moet hierdie gehoorsaam, dan sê hy vir jou, jy kan hierdie gehoorsaam. Hoor julle dit? As God vir jou sê, jy moet dit gehoorsaam, dan sê hy vir jou, jy kan. God het jou nie opgestel om te misluk nie. God het jou in die wegspringblokke gesit, wat jou na nuwe hoogtes toe neem. As hierdie gebooie vir jou vandag 'n veroordeling is, dan moet ons dalk saam sit, want ek vermoed, iewers het jou beeld van God versteurd geraak. En ek sal my hand opsteek, ek het baie onlangs, het ek met iemand wat my geestelike leiding bied, gesit en gesê, help my, ek vermoed my beeld van God is 'n bietjie verdraai. So almal van ons gaan deur dit. Die sonde sal wees om niks daaromtrent te doen nie. Nou, dis nie die sonde om te besef, my beeld van God is verdraai nie, dis 'n sonde om dit so te aanvaar. Want as ek dit so aanvaar, het ek die naam van God misbruik. Maar om te kom en te sê, hier is iets wat moontlik verdraai is, kom ons trek dit reg. Dit is om die naam van God weer te heilig. In hoe ek dink, hoe ek praat, hoe ek doen, hoe ek kan bid, selfs hoe ek slaap. Maar die gebooie is nie veroordelings nie, hoegenaamd nie. Die gebooie is die grootste troos wat God vir ons gee. Want wanneer ek die gebooie lees, ten minste in die besonder die eerste 3 lees, dan hoor ek, God het dit in my vermoë gebring, om met hom in 'n opregte en 'n eerlike en 'n intieme verhouding te staan. Wat 'n voorreg. En ek hoop van harte dit maak julle opgewonde.
want ek sukkel om myself in toom te hou op die oomblik. Maar mag dit vir julle opgewonde maak en mag dit julle aanmoedig om God op te soek en te vind. Amen. Kom ons bid saam. Papa God, Here, U maak vanoggend ons harte bly. U vul ons menswees, U wek ons op, U roep ons op, U spoor ons aan. En Here, so kan ons aangaan. U maak ons onbeskryflik opgewonde vanoggend. Dankie Here vir die uitnodiging, die bevestiging. Dankie dat ons weet, ons kan met U in hierdie verhouding staan. En dit omdat U genade vir ons genoeg is. Vader, ons gebed is dat, soos dat U ons leer om te bid, dat U koninkryk sal kom, dat U wil sal geskied, dat U naam geheilig sal word, in ons lewens, deur ons lewens, en ook rondom ons lewens. Mag U teenwoordigheid die mees sigbare deel van ons wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te eer met ons offergawes. Ons slotlied vanoggend is lied 280. Ons gaan daarvan sing die eerste tot en met die derde vers.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.